Goeienaand. Dis vir niemand lekker om misgekyk te word nie. Daar is niks so vernederend as wanneer iemand jou ignoreer en maak asof jy nie bestaan nie. Dit is nog erger om, soos die Israeliete in ballingskap, te ervaar dat die Here nie raak sien wat van hulle word nie. Die psalmdigter van Psalm 13 vra eerlik: "Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg?" En die digter van Psalm 143 vers 3 smeek: "Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie ver van my af wegkyk nie, dat ek word soos die wat sterwe nie." Ons gaan vir 'n aandgesprek of twee vanuit Psalm 33 stil staan by die vraag op watter manier die Here ons raak sien en wat die implikasies daarvan is. Die vraag is nie of die Here ons raak sien nie. Die Here sien alles en almal. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Die Here het almal in die oog. Psalm 33 vers 13 herinner ons aan die alwetendheid, die alsiendheid van die Here. Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense. Van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal wat onder op die aarde woon. Die Hebreërskrywer bevestig die altyd geldende waarheid. Hebreërs 4 vers 13. Daar's niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Alles, almal. Die Here het dus nie net alles geskep nie, maar hy is steeds daarmee besig. Hy kyk vanuit die hemel as koning op sy skepping neer. Uit hierdie stelling leer ons dat die Here 'n magtige God is. Hy is soos 'n koning van daardie tyd wat kon doen wat hy wil. So heers die Here as koning oor sy skepping. Hy sit immers op 'n troon. Hy verydel die planne van die nasies. Hy laat hulle planne op niks uitloop nie, vers 10. Maar die planne van die Here staan ewig vas. Sy besluite is van geslag tot geslag. Hy word hier geopenbaar as die een wat buite sy skepping vanuit die hemel besig is om te regeer. Hy is nie deel van sy skepping nie. Hy kyk van buite af daarna. En vandaar kyk hy en sien hy alle mense en alle dinge. Niks is vir hom onsigbaar nie. Dat die Here kyk en sien is 'n tipiese antropomorfisme. Dit is om van die Here in menslike taal op 'n menslike wyse te praat, sodat ons as mense iets van hom kan verstaan. En hierdie raaksien van die Here is meer as 'n terloopse aksie. Hy sien nie so uit die hoek van sy oog uit raak nie. Hy kyk volgens vers 15 na die mens met 'n oog van onderskeiding. Dis hy wat hulle verstand gevorm het, wat al hulle werk deurgrond. Hy sien en kyk, dis doelbewus. Hy is betrokke daarbey. Hy sien om raak te kyk en raak te sien. Die mens bly dus op sy agenda. Dit is op 'n manier baie troosvol om te weet dat die Here my vanaand raak sien. Al voel dit dalk vir my asof niemand anders my raak sien nie, die Here sien my raak. Soos wat hy die Israeliete in hulle nood as Egiptiese slawe raak gesien het, soos wat hy die verlate Hagar en Ismael in die woestyn raak gesien het. Hy sien daarom sy kinders raak met die oog op hulle versorging en redding. Vers 18 en 19 lees ons: "Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siele te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood." Die wete dat die Here sy oog oor my hou, werk noodwendig, soos vir die digter van die Psalm, lofprysing. Vers 1 tot 3. En dit wek ook noodwendige vertroue, vers 20 tot 22. Ek en jy as kind van die Here kan vanaand ons kop gaan neerlê
in die wete dat iemand ons raak sien en dat hy ons hemelse Vader se versorgende en reddende oog oor ons is. Goeienaand.